Ek is baie bly om julle te sien, dat julle vir Yuki en vir Judy ondersteun en dat julle gekom het as vriende en familie en as gemeente om vandag afskeid te neem van Winnet. Ek lees graag die begrafnisbrief. Dit was die wil van ons Skepper om ons geliefde seun, broer, pa en vriend Winnet Skalkholder na sy hemelwoning te neem in die ouderdom van 60 jaar. Alhoewel ons nou verlang, weet ons dat ons weer sal ontmoet met die bruilofsmaal van ons Redder. Ons is dankbaar vir die wonderlike herinneringe saam met jou en jou plek sal leeg wees hier by ons. Ons bede is dat U ons Here self die hartseer sal vertroos. Ons betuig dankbaarheid aan ons Skepper vir sy groot genade. Graag bedank ons elkeen, familie, vriende en kennisse vir julle liefdevolle ondersteuning en simpatieke bystand gedurende die afsterwe van Winnet. Ja, ek het vir Winnet nou nie so goed geken nie. Dit was maar die laaste paar jaar wat ons skouers met mekaar gevryf het. En wat vir my aangenaam was van Winnet is dat ek weet hy het 'n diepe insig en kennis van die Bybel gehad. En ek kon ook na hom luister en by hom leer. En dit is die troos wat ons het, Yuki, en ek dink jy weet dit beter as enige iemand, is dat hy regtig die Here gedien het en lief gehad het. So dit is vir ons 'n stuk vertroosting. Mag die Here ook vandag vir julle seën en vir julle toevou met sy liefde, sy vertroosting en sy goedheid. Here, wanneer ons so by mekaar kom by 'n afskeidsdiens, begrafnisdiens, 'n gedenkdiens, dan is dit maar met gemengde emosies. Want ons is hier om vertroosting te vind, maar ook hier om afskeid te neem op 'n paslike manier van Winnet, U kind wat U gedien het en wat U liefgehad het. En dit is die mooi wat ons van hom kan vashou, behalwe baie ander goed, wat ook kosbaar is en ook belangrik is. Maar vir ons as kinders van die Here is die belangrikste, dat ons het 'n broer verloor. Iemand wat waardevol is in die koninkryk. Nou, U verstaan waardeur ons gaan. Want Here Jesus, U het self by die graf van 'n geliefde gestaan, Lazarus, en U het gehuil. So U weet wat in ons harte leef. Maar daar is ook vreugde en vrede te midde van die hartseer. Want ons het U. En ons weet, saam met U en by U is daar hoop. Nou, ons het in die laaste paar maande met Winnet saam beleef van onsekerheid, van kanker, van geelsig, van baie dinge, en daar was nie heeltemal by die dokters ooreenstemming nie. Maar ons weet, dalk het U hom nou gevat om hom baie erge pyn te spaar. Dit was te gou, maar ons berus. In Jesus naam. Amen. Psalm 91 is ons teks van vanoggend en ek gaan dit met u saam lees. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie.
Met jou oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het. Die Allerhoogste as jou beskermer. Sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n Baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Dit is die hele Psalm. As daar nou een ding is wat ek in hierdie Psalm raak lees, dan staan dit nogal vir my uit, veral as ek kyk na verse 3 tot 7, waar daar gepraat word van pyn, van ellende, van pes, aanvalle, siekte, dood. Is dit nie eintlik die lewe nie? Ons sê in Engels, life happens. En hierdie goed gebeur met ons. Dit maak my baie keer omgekrap as ek by sekere kerkgroepe hoor, maar dit gaan net goed gaan met jou as jy die Here dien. Dis nie waar nie. Want vir gelowige mense kom daar ook hartseer op hulle pad, soos ons vandag. Vir gelowige mense is daar ook siekte, slegte nuus. Ook gelowige mense se huwelike verbrokkel, kinders stel te leer, verloor werk, word ook aangeval in hulle huise of in hulle karre. Geen mens is gevrywaar van hartseer en van seer en van pyn in hierdie lewe nie. Kom ons sê dit maar vir mekaar eerlik. Die lewe is nie maanskyn en rose nie. Ja, natuurlik is daar baie mooi goed in die lewe, en ons baie lekker goed in die lewe, en as ons die som totaal aan die einde van ons lewe maak, dan sal ons meestal sê die goed, die goeie, was baie meer as die slegte. Maar die slegte is daar, en is deel van ons lewe. Julle sou nie vandag hier gewees het, as ons weer eens iets negatiefs van die lewe ervaar nie. Life happens, maar death happens too. So dit klink nie baie goed nie. En tog is dit nie waar hierdie Psalm stop nie. Hy begin, en deur die Psalm verder sal die digter nog gedeeltes na verwys en aanhaal van die goedheid, van die getrouheid van die Here, van die liefde van die Here, van die hulp van God. En dit is eintlik waar die klem lê. Maar ons kan nie die negativiteit van die Psalm ignoreer nie, want dan sou dit oneerlik wees, want dit is die lewe. Hy begin hierdie Psalm, vers 1 en 2, en eintlik wil hy vir ons hoop gee, in 'n hooplose situasie. Want hy sê, daar skuiling by die Allerhoogste. Skuiling, veiligheid, beskerming, nabyheid, omgee, hulp by die Allerhoogste. Interessante naam vir God. Wat sê hy is in beheer? Hy regeer. Hy is die oppergod, kan ons maar sê. Hy is in beheer van alles en van almal en van my en jou lewe. En by hom is daar vir ons beskerming, sê hy. Asof hy wil sê is, wanneer die lewe gebeur, wanneer daar dood, siekte, hartseer of ellende in jou pad kom, dan is daar maar net een plek
waar jy regtig hulp kan kry, waar jy regtig hoop kan kry en vertroosting kan kry. En dit is by God, drie-enig. So wat maak ons vandag, Joekie, Judith? Vandag gaan ons maar weer na die Here toe. Want hy is die enigste een wat verstaan, wat hier binne in ons woel. En hy is die ene wat ons vertroos. En dit is hoe die Psalm begin. Ek gaan soek God op. En dis wat ons in tye van nood moet doen. En dis in tye van eensaamheid moet doen. Dis wat ons in tye van slegte nuus moet doen. Wanneer dinge skeefloop in die lewe. Wanneer ek grond toe gaan. Is daar net een plek waarna toe ek kan gaan. En dit is God. Ek het lankal in die lewe geleer. Almal het probleme. En jy kan maar loop en vir almal vertel van jou issues en van jou hartseer en van jou goed. Dit is nie regtig 'n pla nie. Want hulle het hulle eie pakkies om te dra. Hulle luister, maar hulle luister ook nie. So, wat bly vir my oor? God. Hy is die enigste een wat regtig verstaan. In vers 4 sê hy, soos 'n voël of 'n hoender, sy kuikens so onder sy vlerke bymekaar maak om hulle te beskerm, so maak die Here ons onder sy vleuels, onder sy vlerke bymekaar. Jy sien dit in jou geestesoog, hoe die hen haar kuikentjie so onder haar toemaak, omdat sy hulle wil beskerm, omdat sy hulle wil vertroos, omdat sy vir hulle wil warm hou. So maak die Here met ons in ons tye van nood, wanneer ons hom opsoek. En daarom, ek hoop regtig, dat julle as familie, kan vandag ook die Here se vertroosting ervaar, en sy nabyheid ervaar, dat hy vir julle aanraak. Die Here dra vir julle. Natuurlik gaan ons verwin het mis. Joekie, jy meer as enige iemand anders. Want hy was maar altyd daar by die huis. Om vir jou te ondersteun en vir jou te help. Is nie maklik nie. En soos ek nou die dag ook vir jou gesê het, is nie normale orde dat 'n mens 'n kind voor jou moet gaan nie. En dit is taai vir enige ouer wat 'n kind aan die dood afgegee. Dit is baie moeilik en mens sukkel daarmee. Maar ek wil jou die versekering gee dat die Here vir jou dra in hierdie tyd. Dat in hier in Waterval gemeente is ook jou familie wat vir jou omgee. So Judy moenie worry oor haar nie. Tuurlik is jou ma, maar sy's in goeie hande hier by Waterval. Miskien voel dit nie vandag so nie. Want ons kan die vraag vra, maar hoekom nou? 60 jaar is jonk. Is ongelooflik jonk om te gaan. Hoekom? Dis die vraag wat ek nie kan beantwoord nie. Ek weet nie. Is God wreed om dit te gedoen het? Om vir Wynand nou te neem? Wil die Here ons straf met goed wat met ons gebeur? Dood, siekte, hartseer, mislukte huwelik, gebroke kinderverhoudinge. Wil die Here ons straf met die lewe en met hierdie goed wat ons gebeur? Nee. Ons is baie keer geneig om te sê, die Here straf my, maar kyk hoe gaan dit in my lewe. Dan wil ek vandag vir jou sê, God straf nie. Hoekom nie? God het Jesus Christus sy seun aan die kruishout gestraf vir die sonde van die wêreld. Dis hoekom hy nie straf nie. Moet ons die gevolge van ons sonde dra? Beslis. Want as ek vir die regter sê, edelagbare, ek is verskriklik jammer oor wat ek gedoen het. Ek weet dit was 'n fout dat ek bedrog gepleeg het. Dan sê die regter, ek is baie bly, jy is baie jammer, maar jy moet nog steeds tronk toe gaan. Gaan boet vir jou dade. Ek moet die gevolge dra. Maar God straf nie, want dit is nie hoe God werk nie. Want dan sou hy nooit 'n God van liefde en omgee gewees het nie. Jesus
het betaal vir ons sonde. En ons praat nou van die Here Jesus Christus. Ek het in my gebed daarna verwys, hy het by Lazarus se graf gestaan, hy was lief vir hom. Daar is 'n vermoede dit was sy neef gewees, maar dit kan nie bevestig word nie. En hy het gehuil. Want hy het volkome mens geword in hierdie wêreld. En die Hebreërskrywer sê dit een soos ons, in alle opsigte soos ons, behalwe dat hy nie sonde gedoen het nie. So die emosies wat ek en jy voel vandag, verstaan hy. Wanneer ons worstel met die lewe, verstaan hy. Hy moes self worstel met die pyn wat vir hom voorlê, as ons dink aan die nag wat hy voor hy in hegtenis geneem is, toe hy gebid het. Laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Hy het verstaan van vrees, hy het verstaan van seer. Hy het ook pyn gevoel. En daarom, as hy nou vir my en jou by die Vader pleit, kan hy dit met empatie doen. Want hy was in ons skoene. Want dis wat die woord empatie beteken, om iemand se skoene te klim. So hy kan. In vers 14 sê hy dra ons, hy red ons. Die wat hom soek, kom dit op neer, sal hy nie teleurstel nie. So, neem julle toevlug en julle vertroosting na hom vandag. Maar hierdie woorde kan ek ook opwindend van toepassing maak. Hy het die Here gesoek, hy het die Here gedien, hy het die Here geken. En daarom weet ons, hy het heenkome gevind by sy God. Vers 15 sê, die Here gee 'n lang lewe. En as jy oud word, is dit 'n voorreg. Baie van ons is maar bekommerd oor oudag, en ons vrees vir oudag, ons het nie genoeg gespaar nie, ons het nie genoeg aftreebeplanning nie, gaan ek gesond bly, gaan ek dit kan bekostig om oud te word, hoe gaan ek 'n medies kan bekostig, my waterligte betaal en. Maar 'n lang lewe is 'n gawe van God. So 60 jaar is kort. Maar is hierdie lang lewe nie die geestelike kant wat die psalmdigters eintlik wil sê nie. Want as jy die Here ken, stop die dood jou nie. Want jy het die ewige lewe. En dis die versekering wat ons het. Hy is by die Here. En hy is ons een voor. En dit is 'n stukkie hoop en vertroosting. Is altyd vir my heerlik om, wel nie heerlik om 'n begrafnis te hou nie, maar wanneer ek 'n begrafnis hou, is dit altyd vir my 'n voorreg om iemand te kan begrawe, wat ek weet het die Here geken. Ek het al vreemde mense begrawe wat jy niks van weet nie, en jy wonder maar, as jy 'n paar vrae vra. Dit is moeilik. Dit is makliker, as jy weet, hy was 'n kind van die Here. So wees daarin vertroos. Eendag sien ons mekaar weer. Amen. Judy het gevra dat ek sommer namens haar en Jukie die bedankings doen. Dis baie kort, vreeslik kort. Baie dankie vir almal wat vir hulle bygestaan het in hierdie tyd. Dis 'n swaar tyd. Vir almal se gebede, die baie telefoonoproepe, die WhatsApps, die boodskappe wat hulle ontvang het, hulle waardeer dit verskriklik baie. Baie dankie aan almal van Waterval gemeente, wat ook vir hulle bygestaan het en vandag in die saal reg staan. Vir al die familie en die vriende wat hier is. Dit word waardeer. Dat julle hulle tyd, julle effort en koste aangegaan het om vandag hier te wees. Ons gaan verwin het baie mis. Ons ook, hier in Waterval. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U vir ons vertroosting gee, dat ons een ding in hierdie lewe weet,
Al voel ek soms so bitterlik alleen in my worstelinge met die lewe, is ek nie alleen nie. Want U het ons duur gekoop met die bloed van Jesus en U sal ons nooit los nie, ons nooit verstoot nie, ons nooit vergeet nie. Wanneer ons dink, ons kan nie meer nie, dis die tye wat U vir ons optel en ons weer laat aangaan. Wat vir ons moontlik maak om weer die volgende tree te gee, die volgende dag weer aan te gryp en te lewe. Ons sê dankie vir Winnet, dat U vir hom, 60 jaar gespaar het, kort, maar dat U vir hom ook gebruik het, en dat hy ook 'n groot invloed uitgeoefen het op baie mense se lewens, hier, sowel as in Kaapstad, en oral waar hy beweeg het. Ek vra Here dat U vir Joekie in die besonder as moeder, vir Judy en ook sal toevou, ook die kinders wat nie vandag hier kan wees nie, en die kleinkinders, seën vir hulle almal en hou vir hulle vas. Dankie Here. Dis al wat ons kan sê. Dankie. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.